Om heel dag negatief te loop en te kla, daai en is so, daai en is so, daai en is so, dit kom op jou. Maar kom ek praat vandag met jou so bietjie in die hele ronde. Hy wil jou nie los nie. Jy voel dat jou gelos. Omdat jy sê jy bid teen die plafon vas, stop om te sê jy bid teen die plafon vas. Stop om te sê hy hoor my nie. Stop om jou woorde wat jy praat, aktiveer demone of aktiveer engele of aktiveer die spiritual realm. En om heel dag te loop en te sê, ek het depressie, ek sal myself verpleeg, ek is nie lekker, dit kom dan later op jou. Om heel dag negatief te loop en te kla, daai en is so, daai en is so, daai en is so, dit kom op jou. Praat nie as jy jou job moet doen nie, as jy moet opstaan teen abortus en sê, abortus is verkeerd in Jesus naam. Dis 'n positiewe ding. Om wat ons nou gaan doen het, om mense se py te gaan fight, dat hulle py kan kry. Dis positief, dis nie 'n negatiewe ding nie. Maar hoor gou mooi, om heel dag rond te loop, ek sal tog nie succeed nie, die dinge uit die lewe kry my onder. Jy kry jouself onder, jou woorde kry jou onder. Maar hoor gou mooi, altyd jare terug het Louis Malherbe toe hy nog gelewe het hulle hierdie ding gedoen by 'n skool, waar 10 mense besluit het, laities, hulle almal gaan oor een ouetjie iets sê. En toe kom die eerste en sê, jy's bleek in jou gesig. Hierdie ou maak keer niks. En hy loop aan. Die ander ou sê, is daar iets fout? En die ander ou loop aan en hy sê, jy lyk sweterig, voel jy sleg? Die ander ou sê, is jy naar? Hulle sê, by pause, toes daai man vryk siek. Want die mind, hoe elkeen vir hom sê, jy's bleek, jy's dit, jy's dat. Daarom kies jy, wil jy luister, maak jy jou ore 'n asdrom. Of sê jy, he will never leave me, he will never forsake me, ek stap saam met my Jesus. Gaan kyk net op Facebook en YouTube, wat sê hulle van my, en dit gaan nou nie oor my nie, party goed sê hulle nogal waar as hulle my sleg sê, want ek is nie so bright nie. Maar weet jy wat? Ek wil vir jou sê, as ek daar sit en sê, hoor het hulle nou weer vir my gesê, een ou het gesê, ek is 'n ambai wat obvious groot geraak het, of wat ook al, wil nou nie die detail woorde gebruik nie, ek het dit gister op video gesê, ek is 'n ambai, wat nou groot gemaak is. Nou, mense, dan wonder jy later, en die ander ou sê, yes, jong, jy rooi in jou gesig, jy is gassyp, en die ander ou sê dit, en die ander, weet jy wat, ek kies om nie dit te vat nie. Daarom, baie keer sal julle my goed kyk op Facebook, ek post, en ek sal miskien een keer kyk, en nooit weer. Ek sien, daar is klomp comments, ek los hulle, ek hoor op gesels hulle op mekaar, ek sien hoe lekker gesels, ek sien hierdie ou sê, rooi is hy, en hy en sê, rooi is dat. En weet jy, sit ek uit so stil, en ek sê, Here, dankie, want my post het oor u gegaan, en dankie, dat ek u naam kan verheerlik. Ek is nie altyd reg, he. Kyk, ek het 'n bediening om te stuur. Ek moet jou kry om te begin 'n Bybel lees. Ek moet jou kry om die evangelie te gaan verkondig. Dis 'n ding wat vir my so dwars in die krop steek, dat die kerk is 'n kerk omdat hy Jesus bestaan. Omdat God se seun bestaan, is daar vandag kerk. En hy sê vir Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Maar daar die kerk, wat sing van Jesus, wonderlike Jesus, lift up your holy hands, dat sommige vrot gevreet met die nikotien, maar dan sing hulle, lift up holy hands. Dan sing hulle, Jesus, we want to give, until there's just no more to give. Laat die pastoor net daarna vra, wie wil hulle voertuie hierdie week gee, dat daar evangelisasie gedoen word. Hoor hoe bedel hy wil weer hê, jy het nou gesing, I want to give until there's just no more to give. Jy sing, wat een vriend het ons in Jesus. Ja, kom die offermandjie, dan wil jy vir die vriend niks ingooi nie. Dan Saterdag aan, sal jy vir die ander vriende 3 bottels brandewyn koop, maar die vriend wat aan die kruis vir jou gehang het, wil jy niks voorgee nie. Ek vra maar net, ons gesels maar net so 'n bietjie.
Mense, Jesus is binnekort hier, maar dit gaan nie of hy binnekort hier is nie. Jy kan binnekort vertrek. Is jy gereed om te gaan? Is jy gereed? Sal jy dit maak? Jy nou het vir my gesê, hy sal dood, terwyl hy dronk is. Jesus sal sê, ek staan oop arms in wag vir jou. Geen dronkaard gaan hemel toe nie. Die Bybel sê so, en die Bybel kan nie lieg nie. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, hierdie liggaam is 'n tempel van God, en as jy die tempel skend, en hom longkanker gee deur twak, sê, sal ek jou skend. Hierdie liefdevolle God wat sê, want so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie Jesus, hierdie God, sê ook, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Hy is so lief vir jou, hy gee so om vir jou, moenie hom nie tart nie. Daar's nie tyd in hierdie Jesus, dat jy in die aand sit 'n Bybel lees en jy skyn heilig hou, saam met jou huisgesin, maar deur die dag kyk jy porn, en kyk jy ander vrouens se kyk nie. Jy moet 'n keuse maak, is dit God of Satan? Satan is Lucifer, wat uit die hemel uit gegooi is oor hoogmoed, want as ek mis uit my bakkie uitklim, baie ou bakkies behoort nog aan die bank, as ek 18 jaar oud, 19 jaar oud, 23 jaar oud, dis my pa se bakkie, maar klim uit asof dit my bakkie is. Jou oupa grootjie het die beesplaas opgebou, man, laat jy nou 'n Land Cruiser kan ry. Niks teen Land Cruiser sê, niks teen beesplaas sê, ek vat net 'n voorbeeld, maar ek klim uit daai uit, ek is die kat se snore. Ek was nou die dag, 16 Desember by 'n plek, waar die arme mensies daar in 'n hoek sit, die wit is, en die rykes hierdie kant sit, en hulle vertrap. En toe ek hierdie storie praat, hou op, vertrap. Toe groet een my nie eers, hierdie rykes my daar toe ons eet nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy ryk is, God het jou gebless, God het jou geseën, dis 'n seëning uit die hemel uit om ryk te wees, daarom moet jy jou geld aanwend, en jy moet my sommer nog vanaand bel of vandag bel, en sê, ek wil saai rooi is, ek wil vir die evangelie gee, jy moet betrokke raak aan God se saak, en praat met jou kinders man, roep hulle in, en sê, hou op windie wees, hou op dink, jy's die kat se snore, hou op, môre kan ons sonder 'n bakkie sit, môre kan 'n wind kom, en hy kan afwaai die huis se dak, môre kan 'n oorlog kom in Suid-Afrika, en hulle het jy hoeveel biefblikkies gebere. Dit kan wegwees. In 'n oomblik kan jy niks hê nie, nie eers 'n draadklere nie. En wanneer jy in 'n kus inklim, het jy niks. Jou checkboek is nie by jou nie. Jou kaart, jou EFT, jou laptop is nie by jou nie. Mense, he will never forsake you. He will never leave you. Maar ek en jy moet so bietjie die sonde lief. Ek en jy moet 'n bietjie wegstap van die sonde af. En ons moet ernstig geraak met hierdie God. Want hy gee om vir ons. Ek bid nou, Here my God, elkeen wat kyk, dat hulle sal aanstuur hierdie boodskap, dat hulle hom sal share van YouTube af. En Here, dat hulle hom vir familie stuur, vir vriende stuur, en dat mense sal sê, ek wil God kies. Ek wil nie dat die wurms my vreet eendag in die hel se pyniging nie. Mary Baxter wat die hel besoek het sê, vergeet jou stories daar, wat jy sê daar, as jy sulke mense wat sulke goed besoek, God doen dit, hy stuur mense na plekke toe, om jou te kom waarsku. Sy sê, sy kom by daai hel, toe is daar 'n vrou, een oomblik is sy reg, die volgende oomblik vreet die wurms, en verrot sy, en dan val die velle van haar af, en haar vleis val af, en sy voel die pyn, soos jy sal voel, as wurms jou vreet. En dan roep sy uit, en sy vra, Jesus, wat het hierdie vrou gedoen? Sy sê, hierdie vrou wil nie vrygespreek het nie, hierdie vrou wil nie vergewe het nie. As jou man jou verneek het, al het jy hom geskei, spreek hom vry. Vice versa. Jy moet vryspreek, want hy sê in Matteus 6 vers 14 en 15, as jy iemand nie vergewe nie, sal die hemelse Vader jou ook nie vergewe nie.
Hy sê, maar as jy iemand vergewe, sal jou hemelse Vader jou vergewe. Jy kan gegee jou plaas vir God. Jy kan 10de gee, dubbele 10de elke maand. Jy kan vir die kerk bou met jou hande. Jy kan gee, jy kan saam met die pastoor tee drink elke week. Maar as jy weier om iemand te vergewe, gaan jy hel toe. Want hy sê dit in Matteus 6, jy sal nie in die hemel inkom nie. Spreek vry, al kry jy hoe seer. Aan die kant hierdie kamera staan ouwe seun. Hy het seer op seer op seer, wat mense hom aangedoen het. Maar hy het gekies om vry te spreek. Ek wil vandag vir jou sê, spreek vry. God is lief vir jou. God gee om vir jou. Hy roep jou met oop arms en sê, kom na my toe my kind. Ek wil vir jou rus gee.